As Aerosmith, weet nie of jy die fliek Armageddon gekyk het nie, Don't Wanna Miss a Thing. Moet by die baie lekker dag so ver ook, jy is ingeskakel hier op Millie FM, kos vir jou ore. En soos beloof ook, gaan ons nou 'n bietjie meer uitvind. Letty Forsie het, toe nou laas jaar, het hulle begin praat daaroor dat hulle graag 'n hengelspan wil hê, en dat hulle vir die kinders geleentheid wil gee om te kan hengel. En daar was toe nou 'n geldinsamelingsinisiatief gewees. Rowan en sy seun het besluit hulle gaan visvang en hulle gaan ons gaan nou 'n bietjie meer uitbrei oor die projek. Maar Rowan wat weer kom inloer het. Rowan, Jessie, jy sê dit was suksesvol, julle projek was suksesvol geweest. Ja, dit was ongelooflik suksesvol. So net vir die luisteraars wat nie weet wat ons gedoen het nie. Ek is bevriend met IP Scott wat die onderhoof is by Letty Forsie, en hy het die droom gehad dat hy visvang as 'n sport by Letty Forsie wil vestig, en dis was baie obvious redes vir die tipe kinders wat na Letty Forsie toe gaan. Is visvang nie net 'n sport nie, dit is terapie vir hulle. En omdat hulle aan baie van jou ander gewone sporte nie kan deelneem nie, het dit baie sin gemaak. Maar dit kos ongelooflik baie. As jy rugby speel, het jy 'n veld nodig en jy het 'n rugbybal nodig. As dit kom by visvang, is daar heelwat toerusting wat nodig is. So, IP het die laaste paar jaar begin om kleinerige fondsinsamelings visvangbyeenkomste te hou om te probeer geld genereer. En ek het maar net verlede jaar die Here het my net op my hart gedruk om te sê, maar kom ons help die man. Ek het baie respek vir die onderwysers by die skool en hoe hulle sukkel om kop bo water te hou vir die gewone behoeftes van die kinders. Hulle staatssubsidie is nie naby voldoende nie. En toe het ons met die idee gekom en gesê, maar kom ons vang vis vir 48 uur, ons kyk hoeveel vis ons gevang kan kry in die tyd. Ek en my seun het die visvangwerk gedoen, en ons het borge gekry, ons het dit bemark en vir mense gesê, maar ondersteun ons, gee vir ons so min as R1 'n vis, as jy sou wou, gee vir ons meer as jy wil, en ons het so min of meer vir mense indikasie gegee en gesê, ons wil probeer om in daai 48 uur, wil ons kyk of ons 100 vis kan vang. Ja. So julle het soos jy sê 48 uur gevang, deur die dag, Ja. Het julle beurte gemaak om so 'n bietjie te nap? Ons het, wat aanvanklik gebeur het, ons sou die Vrydagoggend 9:00 begin het en tot Sondag 9:00 gevang het. Ek het ongelukkig die Maandag redelik ernstig siek geraak. Ek vermoed maar dit was COVID en ek was redelik oulik geweest. So ons het toe besluit ons 'n bietjie vroeër te maak, want die weervoorspelling het 'n lelike suidewind voorspel vir Saterdag aand wat nie goed is vir visvang nie. So ons het toe verwag dat dit al hoe slegter sal gaan, en ons het toe 7:00 die Vrydagoggend begin, ek en my seun. Ja, en die weer het aanvanklik redelik oukei gelyk, en ons het toe 'n donderstorm beleef die Vrydagmiddag, geweldig baie reën, geweldig baie haal. So. Ons het 'n Letty Forsie gazebo gehad wat geknak het onder die gewig van die haal. Ons So jy het gevang deur dit? Nie deur die storm nie, dit was ja. gevaarlik. Daar was ernstige weerlig geweest, so ons het seker so vir omtrent 30 minute nie gevang nie, wat ons nou maar net skuiling gevind het. Ons eie gazebo het so 120 meter van waar ons gesit en visvang het geland na die wind om opgetel het. Okay. So dit was rof. Die hele naweek was vol wind geweest, wat dit maar bietjie challenging gemaak het. So ek het toe nou, ons het so 4:30 opgestaan die Vrydagoggend, ek het deur die nag gegaan die Vrydag aand, ek het so by 10:00 vir George gesê, hy moet gaan slaap, en dan sal ek hom wakker maak, en dan doen ons die skof ding. Maar ag, dit was vir my so lekker om bietjie daar buite te sit toe die wind bedaar, en dit was volmaan geweest, ek het toe nou maar sommer aangehou tot omtrent 10:00 die Saterdag aand toe. En op daai stadium was dit ongelooflik koud, en my bors het my baie moeilikheid gegee, en toe het ek bietjie 'n breek gevat en George het toe aangegaan. Okay. So ja, daar was vir die volle 48 uur een van ons agter die stokke gewees. En ons het ons uitdagings gehad in terme van weer, maar ja, die visvang het uiteindelik toe nou baie goed verloop. So as jy nou sê baie goed verloop, wat is 'n goeie suksesvolle hengeldag as jy nou so 48 uur vang? Hoeveel het julle gevang? Ons het toe uiteindelik 155 gevang. So as jy gaan kyk waar ons begin het dit aanvanklik baie goed gegaan. Aanvanklik baie klein visies wat gebyt het, maar vir die projek het dit mos nou nie saak gemaak nie, want ons word geborg per vis. So na die Vrydag aand toe het die grootte van die vis mooi opgetel. Dit is maar hoe dit werk, as jy begin in jou voerplekke, begin die vis lok, dan is jou klein visies maar altyd eerste daar, en dan mettertyd kom die groot vis in en die kleintjies begin gaan. So toe dit begin lekker raak, 'n mooi vis uitgekom,
En as ek nou mooi onthou, het ons omtrent teen 10:00 die Saterdagoggend het ons die teiken van 100 vis gehaal. So, alright. Daarvan af aan het dit begin moeiliker raak, as gevolg van die weersomstandighede. Saterdagnag was taai geweest. Ons het byvoorbeeld die 150ste vis 3 uur die Sondagoggend gevang en teen 7 uur het ons op 155 geëindig. So, dit wat ons verwag het in terme van die weer het gebeur, maar ons het maar vasgebyt en aangehou, want alhoewel ons vir mense die indikasie gegee het dat ons verwag om dalk, of we gaan probeer om 100 vis te vang, het ons ook vir mense wat geborg het gesê dat jy hoef glad nie meer as 100 vis te borg nie, omdat ons dit half as 'n indikasie gegee het, maar die mense se ondersteuning was ongelooflik geweest. Hoe dit gewerk? So jy sê die ouens het dan nou 'n vis geborg, soos of sê byvoorbeeld R2 of R1 of R1000 Korrek. Of wat ook al. Hoe dit nou afgeloop? Het julle genoeg geld gemaak vir die toerusting wat julle nodig het vir Letty? Ons het omtrent dubbeld gemaak as wat ons nodig het. So om jou 'n idee te gee, toe ons begin dink het aan die projek, het ek gesit en gesels met my vrou en met George, gesê, kom ons kyk of ons 100 vis kan vang, of ons 100 mense kan kry om ons elkeen R1 te vis te gee, dan het ons R10,000 vir die skool ingesamel. Soos dit aangegaan het, ek begin besef wat hulle wil doen. So hulle wil 30 kinders toerus om te kan visvang. Hulle het die eerste 10 kinders se toerusting verlede jaar as 'n skenking van Shimano ontvang, en om die ander 20 toe te rus, het ons R6.500 per kind nodig gehad. Dit is nadat daar ernstig met die verskaffers onderhandel is vir baie goeie pryse, basies kosprys. So, dit het 'n ou toe laat besef, maar jong, dis baie groter as wat ons dink. Maar die ondersteuning was so goed geweest. Mense het met vrymoedigheid gesê, man, ek gee jou R10 te vis, ek gee jou whatever 'n vis, en so het ek maar aangehou om dit te bemark op verskillende maniere. Ons het hier by julle gesels, ons het 'n Facebook onderhoud hier by julle gedoen, WhatsApps uitgestuur, net die woord versprei, dis wat ons wil doen, help ons, en mense het ongelooflik ingekoop. So, voordat ons begin vang het, was dit wat mense op commit het, die aand voor ons begin het, indien ons 100 vis sou vang, het die syfer gestaan op 250,000. Sure. En wat toe gebeur het, is, ons het 'n WhatsApp groep gehad, waarop die borge almal was, en die idee was om hulle maar net op hoogte te hou van hoe dit gaan. En 'n goeie vriend van my, wat saam op skool was, het toe die Saterdagoggend, of die Vrydagoggend begin karring en gesê, luister man, maak die groep oop, laat die borge kan begin gesels, en daar was so ontsettende lekker vibe gewees, en mense het verstaan en ingesien dat dit regtig vir 'n baie goeie saak gaan, en mense wat gesê het, luister, ek gaan jou R1 te vis gee, het uiteindelik gesê, vergeet van 'n R1 te vis, hier's R1,000 donasie, ensovoort. So, uiteindelik het, nadat ons nou klaar is, het ons geëindig op R334,000, wat ongelooflik is. Ek het soos die ding gevorder het geweet, dit gaan 'n baie geseënde projek wees, maar ek het nooit in my wildste drome kon dink dat dit gaan wees wat ons gaan insamel nie. Maar nou weet ek ook hoekom. Ek verstaan ook beter. Want tydens die fondsinsameling het die res van die groep manne wat maar altyd betrokke is by die skool en ondersteun, het so tipe van 'n jaarafsluiting funksie gehad, en ons het 'n bietjie van 'n prysuitdeling daar gehad die Saterdag aand, en die voorsitter van die beheerliggaam by Letty Forshey, Janu, is ook 'n Protea hengelaar, en hy het vir ons gesê dat hulle is reeds besig om kontak te maak met SA Hengel. Die droom is om hierdie jaar 2026 vir die eerste keer 'n gestremde hengel of skole hengelspan in te skryf, en 'n ou dink nie so daaraan nie, maar omdat jy met 'n gestremde kind werk, kan jy vir 'n event soos daai, en selfs al vat ons die kinders net na Kreersdrift toe, kan jy nie net die kinders vat nie, jy het 'n helper nodig. So die kostes wat betrokke is om hierdie kinders toe te rus, as jy net na toerusting gaan kyk, het ons gesien, right, ons het R130,000 nodig, maar dan is daar mos nou darm die bedryfsuitgawes ook, wanneer 'n ou begin om hulle op hierdie uitstappies te vat, of dan nou na iets soos SA's toe te vat, ensovoort. So, ja, dis ongelooflik hoe die mense, en ek wil weer eens, as daar van die borge is wat dalk nou na ons luister, net weer eens vir almal uit my hart uit dankie sê. Dit was ongelooflik hoe mense ons ondersteun het, en iemand het vir my eendag my gesê na die tyd, die mense van Bloemfontein se harte en beursies is oop, jy moet net
jy moet net iets vir hulle gee waaraan hulle glo en ek kon duidelik sien dat dit wat ons gedoen het hulle ingeglo. Hulle het verstaan waarmee ons besig is en ons ongelooflik geondersteun. Hoe voel die kinders? Is hulle bewus van die hele storie nou? Dat hulle nou gaan 30 kinders wees wat kan visvang? Ek weet nie, om eerlik te wees. Wat ek wel weet is dat julle ook na die Facebook onderhoud wat ek hier gedoen het, was Andrew ook by die skool gewees en hy het ook toe met 2 van die seuns gesels wat reeds verlede jaar deel van die eerste 10 was wat al 'n sessie by Kreersdrif gehad het. En die terugvoer wat ons gekry het van die skool af was absoluut ongelooflik. Daar's 'n staaltjie of 'n spesifieke geval waarvan IP my vertel het wat hy met ons gedeel het en gesê het dat een van die kinders in 'n spesifieke klas is geïdentifiseer as 'n probleemkind en hy is gestuur vir berading of dan nou assessering by verskillende kundiges wat verslae teruggestuur het. En hy die donderdagmiddag voordat hulle so uitgaan Kreersdrif toe het hy deur die leer gesit en lees en hom toegeklap en gesê hy wil 'n kans vat. Hy voel hierdie kind het 'n mentor nodig, hy het 'n doel in die lewe nodig en hy het hom ingeroep en gesê bring môre ekstra klere, jy gaan saam met ons visvang. En as 'n ou luister na die terugvoer wat die onderwysers gee oor hierdie kind in die klas wat 1 sessie se visvang in sy lewe vir hom beteken het, is dit absoluut amazing. So ek glo nie dat die ekstra 20 kinders al geïdentifiseer is en dat hulle dit weet nie, want ons het die 5de tot die 7de Desember het ons die insameling gehad, die skool was al gesluit en hy gaan nou mos maar eers oopmaak. Ja. So hulle gaan ook nie net enige kind gebruik of kies vir die 30 nie. Daar's 'n strafpuntstelsel by die skool in plek, so 'n kind moet homself gedra, hy moet kwalifiseer, sy aantal strafpunte moet onder 'n sekere getal wees en dan word hy beloon met deel van die visvangspan. So ek is so opgewonde oor wat hierdie vir die skool en vir die onderwysers en vir die kinders gaan beteken in terme van hulle ontwikkeling. Dit is net, ons gaan nooit weet wat dit in mense se lewens beteken het nie. Ons weet dit gaan vir hulle baie beteken, maar dis iets wat jy net nooit kan meet nie. So Ron, sê my gou, gaan julle weer so iets doen? Ek dink, as 'n ou kyk na die sukses wat ons behaal het, sal daar definitief soortgelyke projekte sal daar weer wees. Vir nou, nie hierdie jaar nie, ons beplan nie so iets nie. 'n Ou wil nie aan mekaar vir mense vra om te ondersteun nie, maar niks keer ons om oor 2 of 3 jaar as ons sou sien dat daar weer fondse nodig is, iets soortgelyks te doen nie. Ons begin wel met 'n volgende projek. Dit het half vir ons begin voel vir my en George toe ons besig was om vis te vang, dat enige normale visvang uitstappie gaan nooit weer dieselfde wees nie. Dit voel nou asof ons moet 'n doel hê hoekom ons hierdie vis moet vang. So ons het reeds begin beplan aan 'n nuwe projek wat se naam Engeltjie Kos gaan wees. En dit gaan oor, ons wil elke vis wat ons vang, wil ons benut om mense meer kos te gee. So, dit gaan op baie verskillende maniere gebeur, maar ons wil weer eens 'n platform vir mense daar buite skep hoe hulle betrokke kan raak, deur byvoorbeeld te help om vis te verwerk, om viskoekies te bak, om die verspreiding te doen na behoeftige mense toe ensovoorts. So, dis nog in sy beplanningsfase, daar's 'n hele paar goedjies wat moet gebeur, ons moet kyk na verkoeling om die vis koud te hou ensovoorts, maar ja, daar sal 'n paar mense aan boord, ons is besig om planne te maak, as alles goed gaan ek reeds die 13de Februarie die eerste keer gaan visvang, om dan nou die kos te verwerk en dit by behoeftige mense uit te kry. So ja, volgende projek is aan die gang. Great. Rowan, hoe is ons tyd ongelukkig uitgehardloop, maar baie dankie vir die terugvoer. Yes, dit is my great om te hoor dat dit so goed gegaan het en soos jy sê, beter as wat jy ooit kon imagine. Maar en dis great dat jy nog projekte in die pipeline het. So baie mense sê vir ons well done en dit is nie ons nie. Ek het net gaan visvang. Ek het net gaan doen waarvoor ek lief is. Die well done en die dankie moet gaan vir die publiek daar buite wat ons geondersteun het. As ons nie hulle as borgers gehad het nie, as ons nie mense soos julle gehad het wat ons gehelp het om die projek bekend te stel nie, sou ons niks kon regkry nie. Ons gaan verseker weer gesels oor julle nuwe. So ja, definitief. Dankie, sien uit. Jy is ingeskakel hier so op Millie FM en is so 15 minute oor 5. Ek sit al vir julle saam met jou. Hier is Huey 40 en Robert Palmer en Lies I'll be your baby tonight. Dis dan nou Letty Forshey wat nou regs is om dan nou hulle visvang span aan mekaar te sit. Te danke ook aan die klomp mense wat betrokke was by hierdie ongelooflike inisiatief.